Dit gebeur dikwels in kerke, dat wanneer 'n kerk in die lewe geroep word en die bepaalde kerk word geplant op hierdie aarde, dan is daar 'n wonderlike vuur wat brand en die boodskap word met ywer verkondig, maar ook nagejaag en daar word ook gestrewe om die boodskap uit te lewe. Maar dan kan dit gebeur dat met verloop van tyd raak 'n mens gewoond aan die klanke van die woord en dit kan gebeur dat daar 'n bietjie getaan word, nê? En 'n kerk kan terugval in dit wat hy aanvanklik voorgestaan het. Nou ek wil nie vanmôre negatief wees nie, maar ek dink ook dat dit in die EG Kerk miskien in 'n groot mate die waarheid geword het. Dis amper soos daar in Rigters waar ons lees van 'n nuwe geslag wat opgestaan het en ek wil sê ek is dalk deel van die nuwe geslag wat die Here en die groot dinge wat die Here gedoen het nie geken het nie. So ek wil vra dat ons net in hierdie week regtig die Here sal soek en erns met hom sal maak. En dat ons die heiligheidsboodskap wat die Here vanuit sy woord aan ons toevertrou het, dat ons dit opnuut sal koester en nie net sal predik met ywer nie, maar ook met ons lewens sal najaag om dit uit te leef. 2 Korintiërs 6 vers 11. Ons mond het teenoor julle oopgegaan, Korintiërs. Ons hart het verruim geword. Nie in ons het julle dit te nou nie, maar in julle binneste het julle dit te nou. Maar by wyse van vergoeding, ek praat soos met kinders, moet julle ook verruim word. Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Watter ooreenstemming het Christus met Belial? Of watter aandele die gelowige met die ongelowige? Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God. Soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Daarom, gaan onder hulle uit, en sonder julle af, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. Ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here die Almagtige. Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Ons lees saam tot daar uit die wonderlike en onfeilbare woord van die Here. Nou ek moet nou net weer gewoond raak om 'n bietjie links en regs op te kyk, nee, want ek het vergeet hoe voel dit om vir so 'n wye kerk te preek. Maar ek gaan my bes doen. Julle moet so nou en dan so maak as ek vergeet. Dan doen ek dit. Kom ons word stil. Ons verenig in gebed. Die mans kan staan vir wie dit moontlik is uit eerbied vir die Here en dan bid ons saam. Onse Vader wat in die hemel is. Soos vanmôre hier by mekaar kom, dan is dit in 'n diepe besef van wie U is, die heilige God, die almagtige, die alsiende, alomteenwoordige God. Maar baie dankie Here dat U ook daar van die begin af, toe Adam en Eva in sonde geval het, in die tuin ingegaan het en hulle by hulle naam geroep het. Adam, waar is jy? En so kom U vandag nog en kom roep U ons elkeen by die naam. Wil U elkeen van ons naby U hart trek? My so wonderlik het ons vanmôre gelees het en ek sal vir julle 'n vader wees. Julle sal vir my seuns en dogters wees. Dis U begeerte. Ons het ook gelees, ons is die tempel van die lewende God.
U wil in ons woon en onder ons wandel. En ons dank U, Here, dat U in U hart vir ons volheid in gedagte het. Oorvloed. Ryke seën, soos wat Paulus vir die Efesiërs skryf, daar in hoofstuk 1 vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Dis U begeerte vir ons, Here. En ons dank U daarvoor. Ons dank U dat U nie wil hê ons moet soos geestelike, as ek dit maar mag noem, boemelaars wees, arm en beklaanswaardig. Maar U wil ons seën met die volheid wat daar in Christus vir ons beskikbaar is. En ek dink so aan die disippels na hemelvaart, toe U vir hulle die opdrag gegee het om na die bokamer te gaan en daar te wag op die belofte van die Heilige Gees. Ek glo nie, hulle het maar sommer so, draak my nie agtig, na die bokamer gegaan nie. Ons lees in Lukas, toe hy opgeneem is, het hulle met blydskap. Hulle was vervul met blydskap en so het hulle na die bovertrek gegaan. En ek sien in my geestesoog 'n groepie mense wat honger en dors was na die volheid van die Heilige Gees. En hoe hulle daar gaan sit het en gebid het en U hou vas het. 'n diepe verwagting in hulle harte. En Here, wil U ook so 'n honger en 'n dors in ons midde kom bewerk deur die Heilige Gees na U volheid. Dankie dat ons nie weer hoef te wag op Pinkster nie. Dit het klaar plaasgevind. Die Heilige Gees is uitgestort. Maar Here, ons wag op 'n nuwe ontmoeting. Op 'n kragtige werking nuut van die Heilige Gees. Ons bid vir 'n seisoen van oorvloed, geestelike oorvloed. Ons bid vanmôre vir 'n seisoen wat ons kan beleef waar verlore sondaars weer sal stroom na die kerk toe en na diens sal uitroep, wat moet ons doen om gered te word? En waar ons weer verlore siele by wyse van spreuke met nette kan vang. Want op die oomblik voel ons soos iemand wat met 'n ou visstokkie daar langs die dam sit. En dan byt die vis ook maar sleg. Ons bid, Here, o kom werk in ons midde, maar kom berei U gemeente voor. Elke individu en ook die gemeente as 'n geheel. Here Jesus, wil U op die troon van die gemeente wees? Wil U op die troon van elke hart posisie inneem? Wil U groot en ondeurgrondelike, wonderlike dinge ook hier in Wonderboom opnuut kom doen? En ons begeerte is nie na een of ander ekstase, een of ander buiteliggaamlike belewenis nie. Ons begeerte is na die Here Jesus. Hom as persoon. Hom in die middelpunt van die gemeente, van die lewe van die gemeente, die middelpunt van elke lidmaat se lewe. Dis ons begeerte. Here Jesus, word U verheerlik in ons lewens. Ek bid vanmôre vir hulle wie se name hier vertoon is wat met 'n krankheid en krankhede in hulle liggame worstel. Dankie dat ons U genade oor elke een van hulle kan afbid. Ons bid ook vir hulle wat verjaar in die week. Dankie vir gespaarde lewens en ons wil vra, Here, laat die jaar wat voorlê vir hulle en vir elkeen van ons 'n geesvervulde jaar wees. 'n jaar in die volheidslewe van Jesus. Kom nou, o Heilige Gees. Kom praat met U kinders, met my, met elkeen hier teenwoordig. Tot eer en tot verheerliking
van u groot en wonderlike naam, om Jesus ontwil. Amen. Nou, geliefde broers en susters, voordat ek vanoggend se tema aankondig, wil ek net graag enkele gedagtes met u deel ter inleiding van ons reeks hierdie week. En ek wil begin met die vraag, wat was die doel van Pinkster? 2026 min of meer jaar gelede. Wat was die doel van Pinkster? En dis vir my baie duidelik uit die bladsye van die woord, dat dit was, dat God deur die uitstorting van sy Heilige Gees daar in Jerusalem op Pinksterdag sy gemeente, sy kinders met die Heilige Gees wou vervul, dat hy besit wou neem van hulle ganse lewens, van hulle gemoedere, van hulle gedagtes, van hulle verstand, van hulle wil, van hulle emosies, volkome beheer wou neem van hulle lewens, sodat hulle krag sou hê en vrymoedigheid sou hê om effektiewe getuies van Jesus in daardie destydse donker, duister wêreld te wees, en sodat hulle heilige lewens vir die Here en tot eer van sy naam sou kon leef, met die uitsluitlike doel om God te verheerlik en die koninkryk van Jesus op aarde uit te bou. Kerk gaan nie oor ons nie. As ons vanmôre dalk 'n gedagte in ons gemoedere het, dat om hier 'n lidmaat te wees, om hier in te skakel, om hierheen te kom, na die plek van aanbidding en na die woord van die Here te kom luister, dit gaan oor my, dit gaan daaroor dat ek opgebou moet word, dit gaan daaroor dat ek gelukkig moet wees, dan het ons dit nie heeltemal reg nie. Kerk gaan oor die Here Jesus Christus, want ons is sy liggaam. Hy is die hoof, en ons is lede van hom en van mekaar. So leer die woord van die Here ons. In die 18de en 19de eeu, met ander woorde 1700s en 1800s, was daar 'n kragtige Bybelse heiligheidsherlewing op baie plekke op aarde gewees, waar die geesvervulde lewe opnuut gepreek en deur mense nagejaag is. Al in die VSA en Engeland. En in hierdie tyd het daar ook die sogenaamde Holiness Movement, die heiligheidsbeweging op aarde ontstaan, waar die EG Kerk se wortels ook redelik diep gevestig is. Daar was dan in Engeland die Kedgwick Convention, waar wyle Andrew Murray dikwels heen gegaan en gaan preek het, en ook dan sy boeke oor vervulling met die Heilige Gees en die volheidslewe geskryf het. En daar het terme ontstaan uit hierdie heiligheidsherlewing en die heiligheidsbeweging, soos die geesvervulde lewe, die volheidslewe, die oorwinningslewe, the victorious life, die dieper lewe, die hoër lewe. En daar was baie terminologie wat in daardie tyd gebruik is om die geesvervulde lewe mee uit te beeld en te beskryf. En ek dink dat ons in 'n tyd leef, en as ons dit net kan besef, het jy al gesien in oorloggetuisterde omgewings waar daar hongersnood is, en daar kom vragmotors met voedsel en water, hoe die mense storm, hoe hulle stroom, hoe hulle hande uitgebrei is, hoe hulle oë gefestig is op daai sakkies mieliemeel en botteltjies water wat uitgedeel word, daai honger, daai dors, daai ernstige soeke. Ek wil sê, ek dink ons het by 'n tyd gekom in die geskiedenis van ons dierbare kerk, waar daar opnuut 'n diepe behoefte in die kerk is,
En dat daar 'n nuwe herlewing van heiligheidsprediking, maar ook die ervaring daarvan in gemeentes sal uitbreek. 'n Diepe begeerte, 'n diepe behoefte wat ons het. Want sonder heiligheid van hart en lewe, waarsonder sê die Bybel niemand die Here sal sien nie, kan ons gemeentes nooit ooit die plekke van stralende gemeenskap, sielsveranderende krag en God se liefde wees wat die Here bedoel het, dit moet wees nie. Wanneer ons op eie stoom probeer vorentoe beer, dan is dit eintlik maar 'n geploeter, is dit nie waar nie? En vanmôre moet u en ek opnuut kennis neem. Nie al die seminare en kursusse en noem dit maar masjinerie wat daar op aarde is om kerke toe te rus en metodes en ekumeniese byeenkomste wat so in die mode is, kan 'n plaasvervanger word aan heiligheid aan God nie. Petrus skryf vir ons in 1 Petrus 1 vers 15, soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Ons gaan in hierdie week bietjie na die tema van die volheidslewe, of die geesvervulde lewe kyk. Dis die oorkoepelende tema wat ons dan vir hierdie week wil gebruik. Die volheidslewe, die geesvervulde lewe, dit wat Jesus vir sy kerk bedoel het, dit wat hy vir sy disippels gesê het, gaan wag in die bokamer totdat julle met krag uit die hoogte toegerus is. En wat lees ons toe die Heilige Gees uitgestort is? Is hulle almal vervul met die Heilige Gees. Dis waarna ons hierdie week wil kyk. En daar's nou 5 boodskappe. En dis my altyd so aan die een kant verskriklik van 'n reeks dienste. Dis amper soos 'n podium, né? Jy het 1 trappie, 2 trappies, 3de trappie en dan gaan jy weer af, 4de trappie, 5de trappie en dan is jy klaar. So vanmôre staan ons by die begin en daar lê vir ons 5 boodskappe voor. Miskien is hier iemand wat sê, wat 'n vermoeiing van die vlees. Nee, dit voel so lank, gaan ek dit maak? Ek beloof jy gaan dit maak. En as jy met 'n verwagting kom, soos daai honger mense wat op die vragmotor afstorm en sê, o Here, ek dors na u volheid, ek het 'n smagting dat u my ook sal ontmoet in hierdie week, en Here, ek wil afsprake kanselleer, en ek wil my bes doen om hierdie week u te kom soek, want ek smag na die volheid, dat die Here u nie teleur sal stel nie. En dat sy woord in hierdie week iets wonderliks in ons lewens opnuut sal kom doen. Ons gaan die preke as volg verdeel. Die eerste 2 boodskappe gaan ons kyk, wat is ons verantwoordelikheid as ons die volheidslewe wil ervaar? So dis vir oggend en vanaand. Kyk ons na wat is ons verantwoordelikheid. En dan gaan ons môre aand en dinsdag aand kyk, wat doen die Here om vir ons die volheidslewe te gee, die geesvervulde lewe te gee. Ek wil dit nie noem die Here se verantwoordelikheid nie, want hy het geen verantwoordelikheid nie. Maar sy seun, wat doen hy vir ons? Dis dan môre aand en dinsdag aand. En dan woensdag aand by die groot aand, die feesaand, die slotaand van hierdie reeks, dan kyk ons na die seën van die geesvervulde lewe. Wat behels dit?
Mag die Here ons hierdie week kragtig ontmoet. En ek wil dan vanmôre met u praat, is hy aan, nee, want ek sien hom nie daar op die skerm nie. Daar sê baie, baie dankie. Ons eerste verantwoordelikheid onderweg na die volheidslewe is die noodsaaklikheid van afsondering. Dit wat ons hier vanmôre saam gelees het. Nou, ek het hierdie boodskap al 'n paar maal in my lewe gebring, en die afgelope paar dae het ek weer gaan kyk en hy het heeltemal verander. Hy het heeltemal nuut geword. So ek wil die vertroue uitspreek dat die Here vanmôre werklik met ons sal kom praat. Iemand sê by geleentheid, as jy lank genoeg in 'n parfuumwinkel staan, gaan jy die reuk saam met jou daar uitdra, of jy dit nou bedoel het of nie. Is dit nie waar nie? As jy lank genoeg in 'n parfuumwinkel staan, dan gaan jy die reuk van daai parfuum saam met jou daar uitdra, of jy dit bedoel het of nie. Dis eenvoudig hoe beïnvloeding werk. Daai molekules kom klou aan jou klere vas van die parfuum, en jou klere begin na die parfuum in die parfuumwinkel ruik, en as jy uitstap, dan ruik jy daarna. En u en ek weet vanmôre, ons lewe nie in 'n vakuum nie. Alles rondom ons probeer elke dag om ons te beïnvloed. Altyd vir ons kinders toe hulle klein was gesê, jong, julle moet pas op, as julle daai TV aanskakel, waarna kyk julle? Want dit probeer jou beïnvloed. Alles wat na ons kant toe kom, of dit nou mense is, kollegas by die werk, familie, vriende, wie dit ook al mag wees, mense, gesprekke wat ons het, die media, tydskrifte, musiek, televisie, films, alles probeer 'n invloed op ons lewens hê. En ek dink is vir ons baie duidelik as jy kyk na die tipe films wat nou gemaak word. Dit is vir my skokkend as jy sien dat selfs Walt Disney is nou besig om die LGBTQ agenda baie, baie sterk in kinders se kele te probeer afdruk. Dis nie meer onskuldige veeverhale wat Walt Disney meer maak nie. Dis 'n agenda. Daar's beïnvloeding. En dan kom die Here met sy woord en hy wil ons ook beïnvloed. Hy wil ook 'n invloed op ons lewens kom afdruk. En hy wil deur sy woord wil hy ons kom vorm, die pottebakker en die klei wat ons van lees in Jeremia, na die beeld van sy eniggebore seun, ons Here Jesus. En so is u en ek daagliks in hierdie, ek wil amper sê, stryd gewikkel met al die stemme rondom ons en al die gedagtes wat op ons afgevuur word en alles probeer om 'n invloed op ons uit te oefen. En die gevaar van hierdie invloede is dat 'n mens dit nie altyd dadelik opmerk nie. Soms is dit baie subtiel. Mens raak stadig gewoond aan klanke en woorde en idees en dinge. En dan mettertyd kom jy agter, maar iewers langs die pad het ek verander. Miskien was dit nie ten goeie nie. Miskien was dit ten kwade. Ek het gewoond geraak aan iets. En wat vroeër vir my absoluut verkeerd was, is nou nie meer vir my so verkeerd nie. En dan is dit nodig dat 'n mens na die Here toe moet vlug. En diepe belydenis moet gaan doen daarvan en regmaak. Voordat dinge alledaags raak. En nou kom die Here in hierdie gedeelte na ons toe. En hy kom sê vir ons, moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Moenie toelaat dat die ongelowiges julle beïnvloed nie.
Moenie die dinge doen wat hulle doen nie. Moenie gewoond raak aan hulle lewenswyse en hulle lewenstyl nie. Ja, die Here roep ons nie tot isolasie nie. Die Here vra nie ons moet nou hier om die erf van Wonderboom gemeente hoë mure bou en woonstelblokke soos die hier agter en ons almal kom trek hier in en ons bly almal soos in 'n klooster hier saam nie. Dis nie die gedagte vir oggend nie, maar tot 'n lewe van Christelike afsondering, tot reinheid, om naby aan die Here te wees. En ons kyk vanmôre dan na die eerste verantwoordelikheid, die noodsaaklikheid van afsondering vir die volheidslewe. In die eerste plek is daar die dringende oproep tot afsondering. Vers 14. Moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Nou weet u hoeveel dinge kan dit beteken? As ons nou vanmôre hier vir mekaar sou vra, wat se goed doen ongelowiges alles? Dan dink ek sou ons mekaar baie lank kon besig hou. En ons gaan nie eers na dit heeltemal kyk nie. Nou ons weet seker, wel die kinders weet nie seker so mooi wat is 'n juk nie. Ek het eendag toe vra vir 'n klomp kinders, kan julle vir my sê wat is 'n juk? Toe steek 'n ouetjie sy hand op. Toe sê hy, ja oom, as 'n muskiet jou byt, dan juk jy en dan moet jy jou krap. So dit is wat hulle weet van 'n juk. Maar 'n juk is 'n stuk hout, so 'n balk, 'n houtbalk met penne deur wat ons skeie noem, wat dan oor die skof van 'n os kan pas. Soos dink aan ons groot oupas en oumas wat al die pad daar van die Kaap af getrek het deur die Oos-Kaap, oor die Drakensberge hierheen. Manne en vroue van durf, né? Durf en moed en daad was hulle gewees. En dis dan baie belangrik dat wanneer 'n mens nou 2 osse inspan, dat hulle daar min of meer ewe groot en ewe sterk moet wees, sodat hulle dan, soos die woord vir ons sê, in 'n gelyke juk kan trek, dat hulle kan saamtrek en kan saamwerk. En as hy vir ons sê, moenie in 'n ongelyke juk trek, saam met die ongelowiges nie, dan is dit iets soos hierdie. Kan u indink, 'n os aan die een kant en 'n donkie aan die ander kant, en 'n juk op die twee se skouers? Wat se chaos gaan dit afgee? Want die donkie is kleiner en hy swakker. Hulle kan nie saamwerk nie, hulle kan nie saamtrek in 'n juk nie. Dis net heeltemal onmoontlik. En in hierdie woorde, moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Sê ons mos nou altyd vir die paartjies wat wil trou, hoor jy, is julle albei gered, ken julle albei die Here. Want jy moet nie in 'n ongelyke juk in die huwelik ingaan nie. 'n Os en 'n donkie in die huwelik ingaan nie, né? Die huwelik gaan groot spanning hê, dit gaan nie werk nie. Ons moet versigtig wees om dit nie net op die huwelik van toepassing te maak nie, want eintlik gaan dit oor ook die gemeentelewe en dit gaan oor ons persoonlike geestelike lewe, waar die woord ons baie duidelik oproep tot Christelike afsondering. Dis waaroor dit hier gaan. En soos reeds gesê, die afsondering is nie isolasie nie. En nou is my manuskrip weg. So ek gaan hom net gou soek. Hier is hy. Ek het te hard gedruk. Soos reeds gesê, afsondering is nie isolasie nie. Dis nie om in 'n klooster te gaan bly nie. Dis nie om niks met mense daar buite te doen te hê nie. Dit beteken wel dat ons tussen ongeredde mense moet kan lewe. Want hoe anders gaan hulle die woord van Jesus hoor as ons hulle die vertel nie? Soos die liedjie sê, mense om ons werk en speel, is mense wat ons lewens deel. Maar ons moet vertel dat die lewe meer is as net sonde en uiteindelik die hel. Daar is wonderlike hoop in die Here Jesus Christus. Ons moet kontak hê
met ongelowige mense. Ons moet saam met hulle kan werk, ons moet saam met hulle kan lewe. Maar die lewe van Christus wat in ons is, moet 'n invloed op hulle hê, en hulle moenie 'n invloed op ons hê nie. Dat ons nie deel sal hê aan hulle sondige doen en late nie, sodat ons later begin dink soos hulle, begin praat soos hulle, begin lieg soos hulle, die dinge begin doen wat hulle doen. Matteus 11 vers 29 en 30, kom die Here Jesus en kom spreek hy eintlik of kom spel hy eintlik dit wat die gelyke juk is so pragtig met ons aan ons uit as hy sê, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Kinders van God, gemeentes, moet saam met die Here Jesus in sy juk sak. En ons moet saam trek aan die evangelie waar. Ons moet saam werk om die koninkryk van God te bevorder. Dis wat die eerste Christene op Pinksterdag gedoen het, toe hulle vervul is met die Heilige Gees. Ons kan nie een oomblik die juk van Jesus op ons skouers neem en môreoggend as ek by die werk kom en die mense daar begin lelike grappe vertel en hulle gebruik kruitaal en hulle lieg en hulle bedrieg en hulle doen skelm besigheid, dan doen ons met hulle saam nie. Dis wat Paulus bedoel as hy sê, moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges, moenie leef soos hulle leef nie. Om die Christus lewe te leef, om die volheidslewe, die geesvervulde lewe te leef, kan 'n mens nie 'n dubbele lewe hê nie. Jy kan nie in die week soos die wêreld wees en dan wil jy nou Sondag aan die juk van Jesus kom trek hier by die kerk nie. Elke kind van God word deur die Here self geroep tot sodanige afsondering. Maar wat is ons motivering tot hierdie afsondering? In die tweede plek, wat motiveer ons? Het jy al agtergekom, liewe broers en susters, dit wat ek nou in die inleiding genoem het, hoe dat mense probeer om ons te beïnvloed. Gebeur dit met u ook? Daar by die werk en by die familie en by die vriende en waar ook al. Dit gebeur deur groepsdruk. Dit gebeur deur die sosiale media, wat vir 'n mens wil leer, wat is sukses en wat is ware skoonheid. Miskien bietjie meer op die jong dames van toepassing. So 'n Barbie beeld van skoonheid. Dit is so vals. Dit is so onopreg. Skoonheid kom uit die hart, né? En dit wil ons ook leer, wat beteken geluk? Die wêreld kom sê vir ons, hoe meer geld jy het, hoe gelukkiger gaan jy wees. En dan kom mense agter, maar dit is nie die waarheid nie. Dit is eintlik van alle waarheid ontbloot. Advertensies probeer ons oortuig dat ons altyd meer en meer nodig het om gelukkig te wees. Dis dan snaaks, nê? Jy wil rugby kyk en dan kom maar 'n Spur advertensie. En onmiddellik is jy oortuig, ek het nou Spur nodig. Ek sal hierna moet 'n steak gaan eet by die Spur. So word ons deur musiek beïnvloed. Dit is ongelooflik wat se invloed musiek op mense se denke het. Onthou toe ek klein was, het my ma gesê, nee ma, ons luister net na die wysie, ons luister nie na die woorde nie. As sy sê, sit af daai duiwelse drek. Nee, dit was ABBA. So, is verskriklik wat se invloed musiek op 'n mens het. Nee, in boeke wat jy lees, programme waarna jy kyk, al die dinge. Nou kom die apostel Paulus en hy kom by ons motivering, waarom moet ons nie toelaat dat die wêreld ons beïnvloed, of dat die duiwel ons beïnvloed, of dat ongeredde mense se denke ons beïnvloed nie. Wat is ons motivering? Wel, hy begin deur te sê,
Watter deelgenootskap, participation, is die Engelse woord, samewerking. Watter deelgenootskap het geregtigheid met ongeregtigheid? As 'n mens in 'n hof kom en hier staan 'n regter in die regbank, dan verwag 'n mens dat dit 'n persoon sal wees wat geregtigheid najag. Stem jy saam met my? Daai regter moet geregtigheid najag. Wat 'n tragedie sal dit wees as hy 'n dubbelhartige persoon is, hierdie regter, wat na die beskuldigde kyk en hy weet voor sy heilige siel, hy is skuldig tot die dood, die beskuldigde. Ek kyk nie vir jou nie, ek kyk vir die boek. Hy is skuldig, maar hy hou van sy gesig. En hy dink, ag, weet jy wat, ek gaan hom maar oorsien. En hy hou hom blind vir die geregtigheid en hy spreek hom vry. Dis 'n ramp, stem jy saam? Watter deelgenootskap het geregtigheid met ongeregtigheid? Wil u dit antwoord? Niks. Geen. Geregtigheid en ongeregtigheid sit nie om dieselfde vuur nie. Watter gemeenskap, dis die mooi Griekse woord, koinonia, fellowship, het lig en duisternis met mekaar. Het jy al agtergekom, die twee kan nie saam bestaan nie. Lig en duisternis het nie gemeenskap met mekaar nie. Ek sê altyd, is vir my so wonderlik as ek in die aand laat ons kerk daar in Oos moet oopsluit en ek loop in, dan is dit pik donker in daai kerk. Jy kan nie jou hand voor jou oë sien. Nou weet ek al hoe moet ek aan die muur hou vas en ek weet waar is die eerste ligskakelaar. En die oomblik as jy daai skakelaar druk, ping, weg is die duisternis. Daar's geen gemeenskap. Lig en duisternis kan nie saam partytjie hou nie. As daar lig kom, verdwyn die duisternis. As jy die lig wegvat, dan neem die duisternis oor. Die twee het nie gemeenskap met mekaar nie. Watter ooreenstemming het Christus met Belial, een van die name van die duiwel? Absoluut geen ooreenstemming tussen Christus en die duiwel nie. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Die duiwel is die vader van die leuen. Daar's geen waarheid in hom nie. Jesus lei 'n mens op die pad van geregtigheid en die ewige lewe. Die duiwel mislei jou op die verkeerde pad. Hy kom fluister in jou oor. Hierdie breë pad gaan hemel toe. En as jy aan die ander kant kom, en sien jy het vir jou gelieg. So Christus en Belial, geen ooreenstemming. Watter aandeel het gelowiges met ongelowiges? Geen aandeel nie. Ons het niks in gemeen nie. Nothing in common, sê die Engelse, né? Watter ooreenkoms het die tempel van God met afgode ook geen nie? Nou kan u agterkom, aan die een kant beeld Paulus die nabyheid aan God uit, as hy praat van geregtigheid, lig, Christus, gelowiges, tempel van God. En aan die ander kant beeld hy die duisternis uit, as hy praat van ongeregtigheid, duisternis, Belial, ongelowiges, afgode. Daar's 'n skeiding. Die goed het niks met mekaar in gemeen, niks met mekaar te doen nie. God het sy gemeente uit genade gered. Sy gees woon in elke kind van God. By wedergeboorte ontvang jy die Heilige Gees. Hy kom woon in jou. Dis 'n feit, dis die waarheid. Hy het ons oorgebring uit die duisternis tot sy wonderbare lig. Ons het deel gekry aan Christus, ons wonderbare heiland. Nou is ons kinders
van die lewende God as jy weergebore is. Ons is die tempel, sê Paulus hier, van die lewende God. Daar in vers 16, want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel. As ons die volheidslewe wil ervaar, sal ons moet toelaat dat hierdie motivering, die feit dat hierdie kant en hierdie kant niks met mekaar te doen het nie, ons absoluut moet motiveer om ons vir die Here af te sonder. Afsondering is eintlik die kernbetekenis van heiligheid, hagios, om afgesonderd vir die Here te wees. Sal ons baie ernstig moet vra, Here, wie en wat laat ek toe om my te beïnvloed? Hierdie wêreld, ongeredde vriende, of u woord? Mag die woord ons bron van invloed wees. Dit bring ons by die derde gedagte. Wat beteken afsondering? Hy sê in vers 17, daarom gaan onder hulle uit, sonder julle af, spreek die Here en raak nie aan wat onrein is nie. As ek hierdie betekenis in een enkele sinnetjie kan saamvat, dan kom dit vanmôre daarop neer, dat afsondering beteken tussen mense, maar naby God. Verstaan u dit? Tussen mense, naby God. Ons kan ons nie tussen mense uithaal nie. Want wie gaan vir hulle vertel? Wie gaan vir hulle voorbeeld wees? Wie gaan vir hulle deur hulle lewens wys dat Jesus 'n werklikheid is? Dit is wat mense na Christus toe trek, as hulle Jesus in ons lewens kan sien. As hulle die passie en die borrelende liefde wat ons vir ons Here Jesus het, en die brandende begeerte in ons harte om vir hom te lewe, om aan hom toegewy te wees. Dit is wat mense na hom toe trek. As daar mense by die werk is, ek onthou, toe ons hier in die gemeente was in 2008, het die Here my swaar se siel gered, daar in Israel. Ons het op 'n toer mos gegaan, en daar het die Here sy siel gered, en ek onthou, Annetjie sê vir hom, nou moet jy getuig. Toe sê hy, nee sis, nou moet my lewe getuig, want daar by die werk is baie mense, wat van Jesus praat, maar hulle bedrieg en lieg, en hulle beklei, en hulle is vol van die Satan. Ek wil nie dit hê nie. Mag my lewe praat. Dis wat mense trek. Dis wat die verskil maak. Die vorige opdrag was negatief. Moenie in dieselfde juk trek. Hierdie keer is dit positief. Gaan onder hulle uit, sonder julle af. Dis nie 'n moenie nie, dis 'n moet. Wat moet ons doen? Ons moet tussen mense leef, naby aan die Here. Nou is dit vir my baie interessant, dat hierdie gedagte reeds daar in die ballingskap aan die volk weergegee is in Jesaja 52 vers 11, waar Jesaja vir die volk sê, vertrek, gaan weg daarvan, raak nie aan wat onrein is nie, gaan uit hulle midde uit, reinig julle, draers van die heilige voorwerpe van die Here. Alles wat met afgoderry te doen gehad het, moes hulle agterlaat. As hulle terug sou gaan na hulle land, moes hulle nooit weer in afgoderry verval nie. Dit is vir my so mooi. Reinig julle, draers van die heilige voorwerpe. Is dit nie ook wat die gemeente van die Here Jesus in die Nuwe Testament is nie? Is ons nie ook die draers van die heilige voorwerpe van God in hierdie tyd waarin ons lewe nie? Is ons nie die toonbeelde na buite vir mense wat die Here Jesus nodig het?
Hulle moes alles, al die verkeerde dinge met hart en siel agterlaat daar in Babylon. Hulle moes teruggaan na hulle land en hulle moes God alleen gaan dien met 'n vol, heelhartige, onverdeelde hart. En nou kom Paulus hier en hy maak dit op die gemeente van toepassing in die Nuwe Testament. Dis asof hy vanmôre ook vir u en vir my sê, ons moet niks te doen hê met moderne afgoderry nie. En ek dink almal van ons het al in ons lewens iewers met groot spyt agtergekom. Ek het iets toegelaat in my lewe wat ek nie moes nie. Dan moet dit jou uitdryf na die Here toe in belydenis. Moderne afgoderry in ons tyd is enige iets wat die plek van die Here in jou lewe wil inneem. Vra 'n bietjie my geliefde vriend Dirk van Dam. Hoe lyk dit in Nederland? In die Bybelbelt? Sondagoggend, as die kerkklokke begin lui, dan stroom almal uit hulle huise uit. Almal. Sonder uitsondering. Ons gaan kerk toe. Ons het vriende daar in 'n klein dorpie, ook nie so klein nie, Bodegraven. Hulle het al vir meer as 17 jaar, het hulle nie 'n predikant nie. 17 jaar nie 'n dominee nie. Dis nogal 'n eienaardigheid. Jy wonder, hoe sal dit nou gaan as daar nie 'n dominee is nie. Maak nie saak of daar 'n ouderling 'n preek lees of daar 'n besoekende dominee daai oggend optree nie. As jy daar kom, sit daai kerk stampvol van hoek tot kant, die galery, daar's nie plek vir 'n muis nie. En dan 5:00 vanmiddag, dan lui die kerkklokke weer, dan stroom almal weer uit hulle huise uit, kerk toe. En dan het hulle nou Kerstyd, het hulle Kersdiens, en die 26ste is daar 'n tweede Kersdag, dan het hulle weer 'n diens. Is altyd vol. Is altyd stampvol. Nou sê die woord van die Here vir ons, baie uitdruklik, in Hebreërs 10 vers 25, moenie die onderlinge byeenkomste versuim, soos sommige die gewoonte het nie. Dan sê ons, ja, nee, maar dit beteken nie kerkdienste nie. Dit beteken nie eredienste nie. Nou wil ek weet, wat is dit dan? As dit dan nou nie eredienste is nie. As die woord van God nie daar van eredienste praat nie, waarvan praat dit dan? Van braaivleis? Van fliek? Van restaurant toe gaan? Wat is dit as dit nie eredienste is nie? Die woord sê, moenie die onderlinge byeenkomste versuim, so sommige die gewoonte het. En dit des te meer julle die dag sien naderkom. Watter dag? Die dag van sy wederkoms. Daarom sê ek vanoggend vir u, liewe broers en susters, daar's afgode in ons huise wat ons van God af weghou. Dit klink hard, maar dis waar. Enige iets wat die plek van God inneem, is 'n afgod. En die woord kom vanmôre na ons toe, en die woord sê vanmôre vir ons, gaan onder hulle uit, sonder julle af, sê die Here. Raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. So belangrik. Afsondering is baie meer as om afstand te hou van sondaars. Dit beteken om naby God te lewe. Fanny Crosby het 'n pragtige lied geskryf, Close to Thee. Ken u dit? Thou my everlasting portion. U Here is my ewige deel. Is dit nie mooi nie? Niks anders nie. U is my ewige deel. More than friend or life to me. All along my pilgrim journey, my hele lewenspad,
all along my pilgrim journey. Savior, let me walk with thee. Here Jesus, laat ek met u wandel, my hele lewenspad. Close to thee, all along my pilgrim journey. Savior, let me walk with thee. Maar wat is die vrug van afsondering? Vers 17 en 18. En ek sal julle aanneem, en ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, spreek die Here, die Almagtige. Die belofte is tweeledig. Dis 'n belofte van aanneming. Die Here sê, as julle afsonder om vir my te lewe, sal ek julle aanneem. Ek sal julle dag naby my hart hou. En ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal vir my kinders wees. Daai aanneem dui op die verteenwoordigheid van die Here, om naby hom te wees. To receive graciously into one's presence. Dis wat die Griekse woord beteken, om jou genadiglik in sy teenwoordigheid in te trek. Ek sal vir julle 'n vader wees, julle sal vir my seuns en dogters wees. Ons kan ryklik deel in al die voorregte wat kinders in 'n huis van ouers kan hê, in die vaderhuis hier. Ons kan steun op ons Vader se voorsiening. Ons kan steun op sy beskerming. Ons kan staat maak op sy leiding in ons lewens. Ons kan as 'n geestelike gesin, 'n familie, die familie van die Here Jesus, heerlik saam met mekaar in God se teenwoordigheid, fellowship, koinonia, geniet, as ons bereid is om te doen wat die Here vanmôre vir ons sê. En dan kom die aansporing in Hoofstuk 7 vers 1, terwyl ons hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Weet jy wat 'n prentjie kry ek in my gemoed as ek hierdie vers lees? Van 'n rugbyspan teen wie daar nou net 'n 3 gedruk is. Dan kom hulle mos daar so in 'n bondeltjie onder die pale bymekaar, en dan sê die kaptein vir hulle, kom boys, kom. Kom ons sit nou alles in, daar's net nog 20 minute oor. Kom laat ons alles insit, kom ons moet hierdie wedstryd wen. Jy sien dit hier as Paulus praat. Hy sê, terwyl ons hierdie beloftes het, dat God ons wil aanneem, dat hy ons vader wil wees, dat ons sy seuns en dogters moet wees. Kom broers en susters, laat ons van alle besoedeling van die vlees, die tyd is min, die wederkoms is op pad. Ons het nie meer eeue oor om te leef nie. Kom, neem deel hieraan. Laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring. Sien u dit in? Sien u die dringendheid in Paulus se stem, in die oproep wat hy aan ons doen? Dit is vir my baie duidelik dat Paulus die besluit geneem het. Ek gaan my afsonder vir die Here. Ek wil nie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Ek wil geen deel hê aan hulle lewenstyl nie. Ek wil vir Jesus lewe. Hy moet my alles wees. Hy moet my Here wees. Hy moet my koning wees. En dan die wonderlike belofte, ek sal julle aanneem. Ek sal julle vader wees. Julle sal my seuns en dogters wees. En al wat oorbly, is dat u en ek vir mekaar sê, kom ons doen dit. Kom ons laat staan alles wat in die weg gekom het. Kom ons neem dit kruis toe en ons bely dit daar voor die Here. Kom ons laat die Here toe om ons deeglik te reinig van alle besoedeling van die vlees en die gees. Kom ons jaag die heiligmaking na, waarsonder niemand die Here sal sien. Ons moet vanmôre die vraag antwoord.
elkeen van ons. Wie of wat beïnvloed op hierdie oomblik grootliks my lewe? Wat is daar wat vanmôre in jou lewe 'n invloed het wat keer dat jy jou so afsonder vir die Here? Alles rondom ons probeer hard, maar vanmôre kom die stem van die Heilige Gees deur die woord helder, duidelik na elkeen van ons. En die Here sê, my kinders, kom vanmôre, sonder julle af. Raak nie aan wat onrein is nie. Gaan onder hulle uit. Lewe vir my. Wy jou opnuut aan my toe. Tussen mense, maar naby God. Mag die Here ons help. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, dankie Here. Dankie dat ons kan stil word en ons lewens in oënskou neem in hierdie oomblikke. Ons het vanmôre gekyk na ons eerste verantwoordelikheid. So 'n belangrike roepstem van God aan elke kind van die Here. En ons wil vanmôre sê, Here Jesus, ons smag opnuut, soos U beloof het, dat strome van lewende water uit elkeen van ons se binneste sal borrel en vloei. Ons smag na die lewe en oorvloed wat U beloof het in Johannes 10 vers 10. Ons is honger. Ons is dors, Here. Ons wil so graag hê dat Jesus die middelpunt van elkeen van ons se lewe moet wees. En ons kom vanoggend opnuut, Here, onder die diepe bewussyn van ons eie onmag. Ons weet vanmôre, ons kan nie, maar U kan. Soms wil ons nie. Soms is ons moeg. Soms is ons afgemat. Want ons leef in so 'n uitputtende wêreld. Wat so baie energie van ons vra. Ons wil vir U vra, kom en stort hemelse energie in ons lewens uit vanmôre. Deur die werking van U Gees. Reinig ons diep, o Here. Neem ons harte vir U tot troon. Oortuig ons waar die eie ek nog op die troon is. Maak ons gewillig om hom daar af te help. En Jesus toe te laat om die troon van my lewe volkome algeheel te bestyg. Ons sien uit na die res van die reeks en ons wil bid, Here, ontmoet met ons, praat met ons, werk met ons. En o, wonderlik sal dit wees as U voor Woensdag aand hierdie plek kom skud en die Gees kragtig op ons uitstort. Net soos dit gebeur het daar in 1860 by Andrew Mariele. Ons hou vas U. Ons pleit by U vir U volheid in Jesus se naam. Amen. Baie dankie. Kom ons sluit af met toets my o Heer, deurgrond my hart en siel, ken my gemoed terwyl ek voor U kniel. Baie dankie. In my gewoonte
Liewe gemeente, ontvang nou die seën van die Here, gaan hierdie dag in God se wonderlike vrede. Die genade van ons dierbare, wonderlike Here Jesus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die troostvolle nabyheid gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met elke een. Amen.